Goeiedag, my naam is Bert Peters en ek praat graag met leiers van die kerk. Hierdie reeks handel dan oor leiers in die kerk en voorskrifte en hulp vanuit die boek Spreuke. Hierdie is dan die eerste aanbieding en daarom Spreuke 1. Nou, geliefde leiers, ons weet almal dat ons in hierdie tyd leef in 'n plek en 'n tyd waar kennis toegeneem het soos nooit tevore nie. Ons mense dra in hulle sakke toestelle met meer inligting as wat enige vorige geslag ooit van kon droom. En tog sien ons dat ware wysheid, insig en morele rigting al hoe meer ontbreek. Spreuke 1 herinner ons, veral in vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en tug. Hierdie hoofstuk is nie net 'n poëtiese begin van 'n wysheidsboek nie. Dis 'n oproep, 'n waarskuwingsalarm en 'n bemoediging vir ons wie die Here se volk is. Wanneer ons kyk na verse 1 tot 7, dan sien ons dit handel omtrent die vrees van die Here, die fondasie van leierskap. Salomo skryf dat die doel van die Spreuke is om wysheid, tug en verstand te gee aan die eenvoudiges, die jonges, maar ook aan die wyse. En dit bevestig weer eens vir ons die eeueoue waarheid. Niemand is ooit klaar geleer nie, veral nie ons as leiers nie. Kom ons kyk na die kern, die vrees van die Here. Dis nie 'n bang wees vir hom nie, maar 'n diepe eerbied, respek, 'n heilige ontzag. Job sê in Job 28 vers 28, kyk, die vrees van die Here is wysheid en om van die kwaad af te wyk is verstand. Jakobus skryf ook vir ons in Jakobus 1 vers 5 en hy herinner ons dat wanneer ons wysheid kortkom, ons dit van God kan bid, want hy gee mildelik. Ons as leiers se bediening begin nie by strategieë of vergaderings of self ons prediking nie. Dit begin op ons knieë. 'n Gemeenteleier wat nie in ontzag vir die Here leef nie, lei sy mense sonder fondament. Ware sukses in bediening word nie gemeet aan getalle of projekte nie, maar aan hoe ons mense leer om die Here te vrees en hom te gehoorsaam. Wanneer ons kyk na verse 8 tot verse 19 hier in die eerste boek van Spreuke, dan sien ons dit handel omtrent die verleiding van sondaars en 'n waarskuwing teen kortpaaie. En hier hoor ons 'n vader se stem wat sy seun waarsku. My seun, as jy sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. Vers 10. Die prentjie wat hier geskets word is van mense wat vinnige wins, maklike roem en kortpaaie na voorspoed aanbied. Maar Salomo sê, hulle lê eintlik 'n stryk vir hulle self. Kerkleiers, ons leef in 'n tyd waar ook bediening dikwels aan versoekings blootgestel word. Die verleiding om mense te behaag eerder as om God te behaag. Die drang na vinnige resultate, groter gemeentes of selfs finansiële voordeel. Die subtiele kompromieë met wêreldse denke, net 'n klein bietjie water by die wyn voeg. Psalm 1 kontrasteer eintlik, baie duidelik. Welglik salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. So vir ons as leiers, laat ons daagliks duidelik die stem van die Vader hoor. Moenie inwillig nie. Ons kan nie toelaat dat groepsdruk, die gees van die tyd of selfs mense se verwagtinge ons afbring van die pad van heiligheid nie. Ons as leiers moet 'n voorbeeld wees. Voorbeeld wees van integriteit, getrouheid en 'n pad wat nie van nou suksesvol lyk iets anders maak nie, maar 'n pad wat ewig in stand hou. Kom ons kyk na verse 20 tot 33. Dit sê vir my die roepstem van wysheid, 'n oproep om te luister. Hier word wysheid pragtig voorgestel as 'n vrou wat in die strate uitroep. Sy roep na almal. Sy roep na die eenvoudiges, na die spottende,
die onverstandige, en sy roep na hulle om te luister. Maar tragies genoeg, draai die meeste mense hulle rug op haar. Die gevolge is ernstig. Wie weier om te luister, sal die gevolge dra van dwaasheid en ondergang. Maar aan die ander kant is die belofte heerlik. Vers 33 sê, maar die wat my stem luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van onheil. Leiers, ons is geroep om self na wysheid te luister, maar ook, ons moet die stem van wysheid in ons tyd wees. Ons moet die stem van Christus laat hoor, want 1 Korintiërs 1 vers 24 sê vir ons, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Hy is die vlees geworde wysheid. Die wêreld mag spottend verbyloop, maar die kerk mag nooit stil bly nie. Bemoediging vir leiers. Soek wysheid aan die voete van Christus. Laat jou persoonlike verhouding met hom die bron van jou bediening wees. Wees onwrikbaar in integriteit. Laat geen kortpaaie, geen wêreldse verleiding jou ewigheidskoers verander, om jou na afdraaipaaie te lei nie. Wees 'n stem van wysheid in jou gemeenskap. Ons mense het nie net goeie programme nodig nie, maar leiers wat met die gesag van God se woord kan uitroep, so sê die Here. Spreuke 1 roep ons terug na die fondament. Die vrees van die Here, die afwys van die verleiding van sonde en die gehoorsaamheid aan die stem van wysheid. Mag ons as leiers die voorbeeld stel, die pad van integriteit loop en die stem van wysheid wees, sodat ons mense die Here met groot respek en ontzag kan dien en veilig kan woon onder sy sorg. Amen.